Gemeente, ons maak vanoggend dan ook die woord van die Here oop in 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is dan 'n enkele vers in Openbaring 3 vers 20 en dan die tweede gedeelte uit Handelinge 17. Daar lees ons verse 30 en 31. Openbaring 3 vers 20 en Handelinge 17 vanaf vers 30. Die tema vandag, die koning kom. Kies nou, want môre is te laat. Voor ons dan begin, kom ons word net stil voor Here en ons vra dat hy met ons sal praat uit sy woord. Here ons God, baie dankie dat ons weet U is hier vandag. U is by ons en U is saam met ons. En wanneer ons nou stil word by U voete, is dit met 'n diepe afhanklikheid van U genade, U bystand, U hulp, U leiding. En dat U self met elke een van ons bemoeienis sal maak en praat. Ons het U so nodig. Here, daarom wil ek ook in hierdie tyd kom bid vandag vir elke een wat in 'n nood is. Elkeen wat siek is. Elke een wat soveel behoeftes het. So wil ons dink, Here, aan elke een wat op ons gebedslys ook is. Ons dink aan hulle wat U so nodig het. Aan Lani wat moet voorberei vir haar eksamens. Here, wil U saam met elke een in ons gemeente wees, wat hulle afhanklikheid van U wil kom beken vanoggend en vra, Here, help ons, dat hulle ook in hierdie tyd U stem sal hoor, U teenwoordigheid mag voel, en weet U is saam met ons. Here, wanneer ons nou uit U woord lees en na die woord luister, dan wil ek kom bid, dat U inderdaad dit sal stil maak in ons gemoed. En my gebed is en bly dan steeds, spreek Here, want U kinders luister. Amen. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Handelinge 17 vers 30 en 31. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het die dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Tot sover dan ook ons skriflesing. My broers en susters, kinders van die lewende God. Vandag wil ek met julle kom praat oor 'n belofte wat so seker is soos die son wat in die môre opkom. 'n Belofte wat deur die mond van Jesus self gemaak is. Hy kom terug. Hy het nie ons hier agtergelaat soos weeskinders nie. Hy het gesê, ek gaan nou om vir julle 'n plek voor te berei. En ek kom weer om julle dan na my toe te neem, sodat julle kan weet waar ek is, waar ons ook laas keer gepreek het uit Johannes 14. Maar as daar 'n meer dringende waarheid kon wees wat ons kan miskyk, as dit weet ek nie. Die oomblik wanneer hy verskyn, is dan ook die oomblik wanneer die deur van sy genade gesluit is. Dan is dit te laat om te kies. Vandag klop hy nog. Vandag roep hy nog. Vandag is die dag van verlossing en redding. Môre is te laat. Jesus se belofte het gekom. Hy kom beslis terug. Die wêreld daar buite lag baie daaroor en sê, hierdie wederkom storie, hulle weet daarom mos nou nie. Hulle sê, waar is sy belofte van sy terugkoms?
Al die ou kerkvaders, al die apostels, almal wat dit geglo het, is lankal dood. En het nog niks gebeur nie. Alles is eintlik maar nog net dieselfde. Dan kyk ons na Petrus 2 vers 3. 2 Petrus 3 vers 4. Daar staan maar die woord is duidelik. Die Here tel hom nie oor sy belofte nie, soos sommige dink. Maar hy is geduldig oor ons, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hoe wonderlik. Die Here gee nog kans. Hy wil almal red. Jesus self het in Matteus 24 vers 36 gesê, maar van daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Selfs die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Daarom moet ons waaksaam wees. Sy koms sal onverwag wees soos 'n dief in die nag, maar dit is nie 'n dreigement hierdie nie. Dis 'n belofte dat hy kom, vir almal wat hom liefhet. Hy kom weer, hy kom om jou te kom haal. God se liefde is so groot, dat dit nie wil hê dat een moet verlore gaan nie. Ek wil iets baie duidelik sê. Die Here wil nie hê dat een verlore gaan nie. Dit is nie God se wens, of dit gun hom geen plesier, dat die goddelose mens hier op aarde sal sterf, sonder dat hy hom bekeer het nie, sonder dat sy wee en lewe reg is nie. Dink daaraan, die groote skepper van die hemel, die skepper van die heelal, wat die aarde, die sterre en alles daarin gemaak het, ook vir jou en my. Die een wat elke ster 'n naam gegee het, elke mens ken op sy naam, ken jou persoonlik op jou naam. En hy wil vir jou kom sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde, soos ons dit lees in Jeremia 31 vers 3. Jesus het aan die kruis gesterf vir ons as sondaars, Romeine 5 vers 8. Nie omdat ons so goed was nie, want ons is nie, maar omdat hy goed is. Hy wil nie hê dat enige iemand verlore gaan nie. Hy wil nie hê dat een mens agterbly nie. Hy wil almal na hom toe kan bring. Maar hier is die punt, hy dwing ook niemand nie. Hy klop, hy breek nie die deur af om hom in te forceer nie. Hy roep sag na jou. Hy skree nie op jou en jou teen jou wil te dwing nie. In liefde respekteer hy jou keuse as jy nie iets met hom te doen wil hê nie. Hierdie is die pynlike, maar ook die wonderlike misterie van 'n vrye wil. Ons moet 'n keuse maak. En daai keuse is baie dringend. Dit bring my by die hart van vandag se boodskap. Ek en jy moet kies. Die Bybel sê nie dat almal outomaties gered sal word nie. Glad nie. Dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. So ons wat 'n mens is, het almal 'n keuse om te maak. Om die naam van die Here aan te roep, want dan sal ons gered word, Romeine 10 vers 13. Die woord aanroep beteken 'n daad, 'n keuse, 'n besluit. Hulle wat kies om Here aan te roep, hom te roep as hulle redder en hulle lewens so te lewe, het 'n keuse en 'n besluit wat hulle maak. En daarom sê die Bybel, jy moet kies. Ons lewe in 'n wêreld wat sê, môre is nog 'n dag. Ek het nog altyd tyd om reg te maak. Ek sal later my lewe regmaak. Ek's nog jonk, daar's nog tyd. Ek kan maar nog 'n keer die verkeerde keuses vir nog so 1 of 2 keer doen, voor ek besluit om reg te maak. Maar luister na Jakobus 4 vers 14. Julle weet immers nie wat môre gebeur nie. Wat is julle lewe?
Dit is mis wat vir 'n kort tydjie verskyn, dan skielik verdwyn. 'n Baie kragtige vers. Wanneer Jesus kom, is daar geen tweede kans nie. In Matteus 25 lees ons die verhaal van die 10 maagde, die 5 dwaases en die 5 wyses. En toe die bruidegom kom, was die dwaase meisies nie reg nie. Hulle kom toe later by die deur en hulle roep, Here, maak vir ons oop, ons is ook nou hier. Maar die antwoord was, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Julle het nie betyds die keuse gemaak om na my toe te kom, om my te leer ken nie. Nou is daai deur toe. Gaan lees gerus weer Matteus 25 vers 11 en 12. Nie omdat God wreed is nie, maar omdat hulle geweier het, om toe hulle die kans gegee was die regte keuses te maak. Hulle keuse was reeds gemaak toe die deur toe gaan. Toe dit verby was, was dit verby. Toe is dit te laat om te kies. Die deur is gesluit. Maar Jesus klop nou. Gaan jy vandag ook antwoord? Kom ons kyk weer na die teksvers van Openbaring 3 vers 20. Toe Jesus sê, ek klop. Daar staan nie geskrywe, ek het geklop nie. Daar staan ook nie, ek gaan eendag klop nie. Dit sê, ek staan voor die deur en ek klop. Nou. Op hierdie oomblik. Terwyl jy na hierdie boodskap luister, sê die Here, ek staan nou by die deur van jou hart en ek klop. Deur hierdie woorde klop hy vandag en ek dink ons almal hoor hom. Nie met 'n hamer wat wil kom oordeel nie, maar met die sagte hand van 'n verlosser wat vir jou kom sê, maak oop, ek wil graag by jou inkom. Ek wil saam met jou 'n feesmaal vier. Ek wil jou red. Die vraag is nie, is God bereid om my te aanvaar nie, want hy het jou lief, hy wil jou aanvaar. Die vraag is jy bereid om oop te maak? My broer en suster, ek weet nie hoe jou lewe regtig lyk nie. Miskien het jy jouself lankal aan die Here oorgegee. Miskien lankal oopgemaak en is hy in jou lewe en saam met jou. En dan is hierdie boodskap vir jou vandag net 'n bevestiging. Hou vas. Jou verlosser kom. Hy kom haal jou. Jy is nie alleen nie. Maar miskien is daar vandag iemand wat al jare lank besig is om seker van sy lewensdeure toe te hou. Dink hy is gered omdat hy kerk toe gaan, omdat hy 'n tiende gee en omdat hy darm nie te sleg is nie. Maar sy hart is toe. Hy hou die Here uit sekere dele uit. Miskien voel jy skaam vandag en daarom wil jy nie oopmaak nie. Miskien dink jy jy's te ver van die Here af weg. Hoe kan hy my aanvaar? Miskien dink jy het al soveel keer soveel verkeerd gedoen. Luister dan na die woorde van Jesus. Die wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Johannes 6 vers 37. Nie een keer nie. Nooit. As jy na hom toe keer, sal hy daar wees vir jou. Vandag klop hy weer en hy sê vir jou, maak oop. Dis jou keuse. As jy vandag nog die besluit maak vir Jesus, is dit 'n wonderlike daad. As jy voel jy het afgedwaal, jy is nie meer naby aan die Here soos jy wil wees nie, keer dan terug. Hy sê vir jou, ek staan en ek wag, ek klop weer aan die deur van jou hart. Moenie wag tot môre nie, want môre is nie beloof vir jou nie en ook nie vir my nie. Oor 'n uur is ons nie verseker of ons nog hier is nie. Moenie wag nie. Wanneer hy kom, is die oes verby. Die somer het verbygegaan en die verlossing is nie meer daar nie. Maar vandag is die dag van verlossing. Dis nou
wat hy staan en klop aan die deur van jou hart. Kies dan nou. Maak jou hart oop. Sê vir hom, Here Jesus, ek kies U vandag. Ek nooi U in my lewe in. Kom en wees saam met my, want ek het U nodig. Sonder U kan ek dit nie doen nie. Ja, en op hierdie Pinkstertyd en op Pinkstersondag het die Heilige Gees dan ook so neergedaal. Het die Heilige Gees die apostels vervul en het hulle uitgegaan en juis hierdie boodskap ook uitgedra na die wêreld toe. Wanneer ek 'n kind van die Here is en sy Gees is in my, word ek met hierdie selfde boodskap gevul. Gaan dan uit en verkondig hierdie goeie nuus aan almal daar buite. Die boodskap van redding moet steeds verkondig word. Soos die apostels kon uitgaan, geseën was om die tale te praat van al die vreemde volke wat in daai stad was, sodat almal kon verstaan en weet wie Jesus Christus is. Nooi hom in jou lewe, ontvang sy Gees in jou en gaan en deel hierdie boodskap, want dit is die roeping wat een en elk van ons het. Hy het jou baie lief. Hy wil nie hê dat een van ons verlore gaan nie. Daarom klop hy vandag aan die hart en hy sê vir jou, ek is daar vir jou en ek wil jou hê. Ek wil jou red. Ek wil vir jou 'n Here wees en vir jou die verlossing bring. Sal jy oopmaak, dan sal ek inkom en met jou wees. Dan sal my Gees in jou wandel en jy sal kan uitgaan en 'n verskil kan maak. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir hierdie kragtige boodskap vandag, waar ons opnuut kon luister na U stem wat roep. U woord wat uitreik in my lewe en ook vir my sê, kom na my toe. Almal wat so moeg is deur alles wat aangaan in hierdie wêreld. Wat so oorlaai is met al die laste, al die bekommernis, al die swaar en hartseer en siekte en pyn. Kom na my toe, ek gee jou rus. Mag U rus en U vrede elke toehoorder van hierdie woorde vandag aanraak. Mag ons bewus wees van U liefde. En bo alles, laat ons nooit ophou om te luister na U stem wat roep. Kom na my toe, ek is daar vir jou. Ek het jou lief. Amen. Ontvang dan nou ook so die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.